Ek eer die lewende God dat jy vandag ingeskakel is op hierdie Shabbat-oggend. Dankie vir jou deelname en dankie dat jy jou lewe vandag oopmaak vir die woord van Jahwe ons Elohim. En dat sy woord vandag die verandering sal kom maak in jou lewe. En dis tog wat ons almal soek. My hartsbegeerte is dat daar groei sal plaasvind. My hartsbegeerte is dat daar verbetering sal wees by jou as mens. En dat jy sal verander ooreenkomstig die wil van Jahwe. Maar daar's nou natuurlik 'n paar dinge wat ek en jy as mens moet doen om dit te verseker. Ons kan nie net lewe soos wat ons wil en ons hande vou en verwag alles gaan ons in ons skoot val en maar net dink dat Vader gaan alles vir ons doen nie. Nee, ek en jy as mens het dissipline nodig. Dis 'n baie belangrike aspek. Ons het dissipline nodig. Nou, oor die algemeen, die mens hou nie van dissipline nie. Want dis 'n kenmerk van die demoniese werke is dat daar geen dissipline sal wees nie. Want ek lees in die woord dat die God wat ek en jy dien is 'n God van orde, hy's 'n God van dissipline en die vyand veg daarteen. Hoekom dink jy lyk Suid-Afrika soos wat hy lyk? Hoekom dink jy gaan dit so op die paai? Hoekom dink jy gebeur die dinge wat gebeur want daar's nie dissipline nie? En wat my nogal baie kwaad maak is as ek ry op die pad en ek sien, okay, daar het iemand afgetrek en daar gaan hy sommer, hy verlig homself, sommer daar langs die pad. Dan dink ek, weet jy wat, 2 kilometer van hier af is daar 'n publieke toilet, wat jy jou ding kan doen. Want daar's net nie dissipline nie. Daar's net nie dissipline nie. En is absoluut 'n kenmerk van die vyand. Nou, dissipline moet in alle areas van ons lewe wees. So ons moet dissipline hê om onsself te kan verbeter. Ons as gelowiges moet verbeter, ons moet verander, ons moet groei, ons moet volwassenheid bereik, ons moet ons karakter bou en hierdie is 'n aaneenlopende, aanhoudende proses. Dit gaan nooit stop nie. Jy gaan nooit in 'n posisie kom waar jy gaan sê, maar ek het nou ten volle gegroei, ek het die toppunt bereik, ek het nie meer nodig om geestelik te groei nie, jy gaan dit nooit in jou lewe bereik nie, want daar's altyd plek van verbetering. So hoekom moet ons dissipline toepas? Hoekom? Jy sien, want daar is duidelike gevolge wanneer ons nie gedissiplineerd is. Wanneer ons nie gedissiplineerd is nie, gaan die duiwel met ons mors, hy gaan die oorhang kry in ons lewe, as ons nie gedissiplineerd is nie. Nou daar is 3 areas van dissipline wat ek vandag met jou wil hanteer. 3 areas. Nommer 1 is jou geestelike lewe, tweedens is jou sielsarea, derdens is jou liggaam. So in hierdie 3 areas van jou lewe moet daar absolute dissipline toegepas word. Want dis jou verantwoordelikheid om dissipline toe te pas. Vader gaan jou nie by die nek gryp en jou dwing in 'n rigting in en jou dwing om dinge te doen wat jy as mens nie wil doen. Jy as mens moet dissipline begin toepas. Eerstens in jou geestelike lewe, tweedens in jou sielsarea, derdens in jou liggaam. So kom ek praat heel eers met jou oor dissipline in jou geestelike lewe. So jou geestelike groei, jou verandering en verbetering hang alles van jou af. Dis niemand anders se verantwoordelikheid. Niemand anders nie. Dis jou verantwoordelikheid as mens. Dis nie die pastoor se verantwoordelikheid nie, dis nie die geestelike leier se verantwoordelikheid nie. Dis nie jou ma of jou pa se verantwoordelikheid nie, dis nie die kinders se verantwoordelikheid nie. Dis jou verantwoordelikheid as mens, persoonlik. Want ons almal het ons eie persoonlike verantwoordelikheid. Want wat baie keer gebeur is, ons wil altyd alles oorgee in die hande van ander. Dis hoekom hierdie land is waar hy is. En dis hoekom die kinders is waar hulle is, want oor die jare het ons gedink, nee, die skool gaan my kind opvoed, en die skool gaan my kind reg leer, en wat gebeur? Dit doen nie. En dan het ons gedink, okay, maar die sonnagskool gaan my kind reg leer, en die sonnagskool gaan my kind in lyn kry, en dan gebeur dit nie. En dan verwag jy, as jy nou kerk toe gaan, en jy sit in die kerkbanke, oor die pastoor gaan my lewe in lyn kry. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Ons bring die woord en ons doen alles in ons vermoë, maar op die ouende van die dag, as jy as mens nie jou verantwoordelikheid nakom nie, dan gaan niks gebeur nie. En ek sit met baie mense, ek praat met baie mense, ek doen baie berading,
en is iets wat ek tuis bring by mense, is dat jy jou verantwoordelikheid moet nakom. Want hier kom Jakobus hoofstuk 4 vers 7 tot 8. En luister nou baie mooi, en ons het dit al baie gelees, maar hierdie praat spesifiek van jou persoonlike verantwoordelikheid. Jakobus hoofstuk 4 vers 7 tot 8. Onderwerp julle dan aan Elohim. Onderwerp julle dan aan Elohim. Sê gou vir my, wie se verantwoordelikheid is dit? Myne. My verantwoordelikheid om myself onder Jahwe te onderwerp. Dan sê hy, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Okay, wie se verantwoordelikheid is dit? Myne. En ons verwag altyd dat Vader moet die vyand van ons al weghou. Nee, jy gaan die duiwel moet weerstaan. Maar jy gaan dit nie suksesvol kan doen as jy jou nie onderwerp aan Jahwe, ons Elohim nie. Dan gaan hy verder, hy sê, nader tot Elohim, en hy sal tot julle nader. Weereens, wie se verantwoordelikheid is dit? Myne. So wat gebeur? Die oomblik as ek as mens begin vorentoe beweeg, die oomblik as ek as mens begin nader kom na Jahwe, wat gebeur? Hy kom nader na my. So as ek wil en as ek kom, dan sal die lewende God sy verantwoordelikheid nakom. Dis hoe dit werk, mense. Ek kan nie verwag, ek vou my hande en Vader gaan net alles in my skoot laat val nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ek en jy moet ons verantwoordelikheid nakom. En nou kom hy sê, reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. Okay, so wie se verantwoordelikheid is dit? Weereens my as mens se verantwoordelikheid. En baie sal dalk sê, ja maar tog, Yeshua reinig ons van al ons sonde en hy vergewe ons, soos wat 1 Johannes hoofstuk 1 vers 9 sê, dat as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek dog Yeshua doen dit. Ja, hy doen dit. Wanneer ek as mens nader kom na hom en ek kom my verantwoordelikheid na om te sê, Vader, hier is ek is 'n sondaar. Vader, my lewe is nie in lyn nie. Vader, ek wil nader kom na U en ek wil my sonde bely, ek wil dit laat staan. Ek wil my hart in orde kry. Dis my verantwoordelikheid. Weet jy wat doen Yeshua dan? Dan bring hy sy bloed in werking en hy kom was jou skoon en hy vergewe jou van alle ongeregtigheid. Maar wie moet die eerste tree gee? Jy as mens. Dis wat moet gebeur. Dis ons verantwoordelikheid. So jou geestelike lewe behels konstante aandag om te groei en te verander. Jou geestelike lewe het werk nodig, mense. Jy kan nie dit nalat en verwag, daar gaan outomaties en ewe skielik net goed gebeur nie. 1 Petrus 2 vers 1 tot 2, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. So hier kom die woord en hy sê dit baie duidelik, dat ek en jy moet 'n verlange hê na die woord, want die woord laat ons groei, die woord verander ons, die woord bring daardie passie in ons lewe om te lewe vir Yeshua in ons geestelike lewe. Sonder die woord gaan ons dit nie kan doen nie. Maar hy sê heel eers, hy sê, lê dan af alle boosheid en bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. So wie se verantwoordelikheid is dit? Weereens myne as mens. En dan moet ek hierdie verlange hê na Vader se teenwoordigheid. Ek moet die verlange hê na sy woord om gevoed te word met sy woord. So dit is jou verantwoordelikheid. Hier kom die probleem. Die probleem is, ons wil altyd ander mense blameer. Ons wil ander blameer in steede daarvan om in te kyk na onsself toe. Ons wil ek Vader blameer vir die posisie waarin ons onsself bevind, want as dit nou nie was vir die hand van Jahwe wat ons nou kon gehelp het hiermee, dan sou ons nie vandag hier gewees het nie. Of ons blameer ander mense. Blameer ons ouers, ons blameer ons familie, ons blameer die kollegas by die werk, ons blameer ons baas, en ons blameer almal in steede daarvan om onsself te blameer. So die grootste probleem wat ons het in ons geestelike lewe, en wat ons beïnvloed, is ons vlees. Dis die grootste probleem. Dit beïnvloed ons, en die vlees, ek en jy het altyd te maak met die vlees. En dit staan
in ons geestelike lewe in twee stryd teen die vlees, teen die gees. Galasiërs hoofstuk 5 vers 16 tot 17, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Hier is 'n baie sterk woord. Hy sê julle sal nooit, dis 'n sterk woord mense, maar hoekom val ons soveel keer, en hoekom maak ons droog, en hoekom gaan ons geestelike lewe soos 'n wipplank, dan sit op, dan sit af, want ons laat toe dat die vlees in ons lewe voorloop, en ons laat toe dat ons emosies met ons weghardloop. So wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So jy moet beheer vat, en ek moet beheer vat, oor ons eie geestelike lewe, en in oorwinning lewe oor die vlees. Dis my verantwoordelikheid. Dit gaan nie outomaties gebeur nie, mense. Dis my verantwoordelikheid. Ek moet beheer vat. Die oomblik as ek beheer vat, die oomblik as ek my gedagtepatroon op dit sit, die oomblik as ek begin funksioneer in dit, weet jy wat gebeur? Die gees van God kom in werking, die lewende God help my, hy ondersteun my, hy kom nader na my, en hy lei my in spore van geregtigheid. Maar dit gaan nie gebeur as ek my arms vou, dit gaan nie van self op my skoot val nie. So vat beheer van jou geestelike lewe. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. My verantwoordelikheid, mense. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Weet jy wie verslind hy? Mense wat nie hulle verantwoordelikheid nakom. Mense wat nie nugter en waaksaam is nie. Mense wat nie attent is op die dinge van hierdie geesteswêreld nie. Mense wat nie attent is nie, hulle sit terug en hulle verwag, die pastoor moet alles doen, en hulle verwag nie, die mense moet alles doen. En my dag begin nou, en nou wag ek nou maar vir pastoor se boodskap, en dis lekker, dis great, en ek het nou die woord ontvang, en dan gat ek. Maar wat het jy as mens gedoen? Niks. So daarom sê die woord, wees nugter en waaksaam, en is hartseer om te sien dat soveel mense verval in sonde en in ongeregtigheid, en die rede hoekom hulle dit doen, is omdat hulle nie hulle verantwoordelikheid nakom. So jou vlees beïnvloed jou geestelike lewe. So met ander woorde, ek moet opstaan in die môre, en ek moet my vlees moet ek doodmaak. Ek moet hierdie vlees moet ek onder beheer kry. Want dit wat jy doen in die vlees, manifesteer in die gees. Dit wat jy doen in die gees, manifesteer in die vlees. So wat baie belangrik is vir jou om geestelik gedissiplineerd te wees in jou lewe. Dis baie belangrik. So jy moet baie geestelik gedissiplineerd wees met jou wandel saam met Yeshua. Kom ons kyk wat sê die woord in Kolossense hoofstuk 2 vers 6 tot 7. Hy sê, soos julle dan Messia Yeshua die meester aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou. Wandel so in hom, my verantwoordelikheid, ek moet saam met hom wandel, ek moet in hom wandel. En dis hoekom Johannes hoofstuk 15 so belangrik is, want hy sê, ek en jy moet in hom bly. En ons moet sy woord moet in my wees. Ons moet in hom bly. Wat beteken dit? Dit beteken ek het 'n koneksie met hom. Dit beteken ek bly in sy teenwoordigheid. Dit beteken ek het 'n verhouding met Yeshua en ek het deelname aan alles wat Yeshua vir my kom gee. In ander woorde, sy verlossingswerk, sy bloed, sy offer, alles met betrekking tot Yeshua en wie hy is, ek het deelname daarin, dan bly ek in hom. Want hy is die ware wynstok, ek is die loot, ek moet in hom ingeënt word. So dit werk. Nou sê Kolossense 2 vers 6, hy sê wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in julle geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. So hierdie is my verantwoordelikheid dat ek in hom sal wandel, maar ek moet gewortel wees en opgebou. So dit beteken my fondasie is reg. My fondasie is 100% korrek.
So ek kan nie 'n ander fondasie hê nie en ek kan nie myself opbou op die verkeerde fondasie nie. As my gees lewe, my geestelike lewe korrek is en ek is in hom gewortel en ek wandel in hom, dan weet ek kan nou maar op hierdie fondasie staan. Ek kan myself opbou in my geestelike lewe. Dit gaan nie in duie stort nie. Maar weer eens, dit is jou verantwoordelikheid as mens. So nou beweeg ek oor na jou dissipline in jou sielsarea. Dissipline in jou sielsarea. En hier is 'n baie belangrike aspek, want baie keer loop ons sielsarea loop dit voor. En ons maak droog as gevolg van ons sielsarea. Want onthou, jou vlees is gekonnekt aan jou sielsarea, want jou sielsarea bestaan uit jou wil, jou emosies, jou karakter, jou gedagtepatroon. Dis waaruit jou sielsarea bestaan. En daarom, as jy nie jou sielsarea onder beheer kry nie, gaan dit met jou weghardloop. Want soveel mense funksioneer uit hulle emosies. En hulle funksioneer in hulle eie wil, hulle funksioneer uit hulle swak karakter, en hulle gedagtepatroon lei hulle in 'n sekere direksie, en dit is al waaroor die lewe gaan, dit is al wat in hulle gedagtepatroon is. So ons moet beheer vat oor ons sielsarea, sodat dit ons nie aftrek in ons geestelike lewe nie. Want die oomblik as jou sielsarea voorloop, is jou sielsarea, dan kom jou gees en dan kom jou liggaam, wat gebeur? Jou sielsarea gaan jou geestelike lewe aftrek. En dan gaan jy wonder, maar hoorie, so wat is fout met my? Hoekom voel ek altyd depressief? Hoekom voel ek altyd minderwaardig? Hoekom voel ek altyd asof ek verwerp word? Hoekom voel ek altyd soos 'n miserabelde mens? Ek kan net nie vorentoe beweeg nie, en meer ek wil Bybel lees, hoe meer val die duiwel my aan, en hy trek my af. Want jy funksioneer uit jou emosies. Jy funksioneer uit jou sielsarea. So my gees moet voorloop, dan my sielsarea, en dan my liggaam. Dis hoekom die woord sê, wandel in die gees. En julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees, met ander woorde die sielsarea, volbring nie. Maar as my gedagtepatroon voorloop, en my wil en my emosies loop weg met my, dan gaan dit my geestelike lewe beïnvloed. So ons verwag altyd dat dit outomaties net moet gebeur, maar ons as mens moet beheer vat. As jy nie beheer vat oor jou sielsarea nie, gaan dit jou emosioneel beïnvloed. So ons word almal beïnvloed deur angs, deur stres, deur vrees, deur verwerping, deur minderwaardigheid, deur jaloesie, deur bitterheid, woede en nie meer. Ons word deur hierdie goed geaffekteer, want die oomblik as daar 'n wit brood voor jou inswaai in die verkeer, wat gebeur dan? Dan raak jy kwaad. En baie kere is daar padwoede, daar is woede uitbarstings. Hoekom? Want mense funksioneer uit hulle sielsarea. Want hierdie ou het my nou geoffend. Regtig. So mense, ons lewe in hierdie stres, vrees en verwerping, ons lewe uit ons sielsarea, en as dit gebeur, dan kom jy by die huis, en as jy by die huis instap, dan is alles verkeerd. Jy skop die hond en jy klap die kat, en die kinders loop deur en jy is kwaad vir jou vrou, net as gevolg van al die goed wat jy saam met jou dra, van die werk af op die pad, in die huis in, en dan na 2-3 dae, dan bel jy die pastoor. Pastoor, ons huis val uitmekaar. Ok, wat is die rede? Nee, ons beklei soos kat en honde. Ok, hier lê die probleem. Want ek laat toe dat my sielsarea voorloop. My sielsarea moenie voorloop nie. My gees moet beheer vat oor my sielsarea, en dis my verantwoordelikheid. Ek kan nie toelaat dat daar angs en stres en vrees in my lewe sal wees. Want wat is vrees? Die woord kom leer ons wat vrees is. 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. Hy sê dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So wat is vrees? Vrees is 'n gees. So gaan jy toelaat dat 'n bose gees jou lewe regeer? Nee. So mense, ek en jy moet absolute beheer vat. Dis jou verantwoordelikheid om dissipline oor jou sielslewe te hê. Hier sê 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die Elohim van vrede, julle volkome heilig maak. Waar moet ek heilig gemaak word? Net so terloops. Waar moet ek heilig gemaak word?
Hy sê verder, hy sê, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua, die Messias. So waar moet ek heilig gemaak word? My gees, siel en liggaam. Dit so terloops. Die oomblik wanneer jy tot bekering kom, jy maak jou gees oop, Yeshua kom in, hy's inwonend in jou, jy word lewendig gemaak, deur die gees van God, want jy was dood in jou sonde en jou misdade, nou word jy lewendig gemaak, nou vind daar wedergeboorte plaas, weet jy wat gebeur? Jou gees word deurweek deur God se gees, daar's wedergeboorte, die lig skyn in jou lewe, en nou word jy in 'n oomblik en onmiddellik word jy heilig gemaak en jy word regverdig gemaak, in 'n oomblik in jou gees. Wanneer Vader na jou kyk, dan sien hy die bloed van Yeshua, hy sien jy is regverdig, jy sien jy staan in geloof met Yeshua, dit bring jou in geregtigheid, volgens die boek van Romeine, en op daai oomblik word jy heilig gemaak. Maar heiligmaking is ook 'n voortdurende proses, waar daar heiligmaking toegepas moet word in jou sielsarea. In ander woorde, my karakter moet verander, my denkwyse moet verander, my wil moet ondergeskik gestel word aan die wil van Yahweh, my emosies moet onder beheer gebring word, dis heiligmaking. En wanneer dit in my sielsarea plaasvind, dan spoel dit uit in my liggaam, en dit beteken, ek doen nie goed wat verkeerd is nie, ek funksioneer nie teen my liggaam op die verkeerde manier nie, ek gaan nie goed op my liggaam sit, nadat ek tot bekering gekom het, wat my liggaam gaan benadeel, en wat verkeerd is in terme van die woord nie, ek gaan nie goed in my liggaam inplaas, wat my liggaam gaan benadeel, wat die tempel van die lewende God gaan skenk. Dis belangrik. So heiligmaking moet toegepas word, gees, siel en liggaam. Want luister wat sê die woord. Hy sê, vers 23, en mag hy, die hele een van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam onberispelik en geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua, die Messias. Met ander woorde, by die koms van Yeshua moet daar 3 goed wees. Jy moet heilig wees, gees, siel en liggaam. Jou verantwoordelikheid. Jou verantwoordelikheid. En as dit nie so is nie, dan het ek en jy moeilikheid by die koms van Yeshua. So ons as mens moet onsself oorgee aan die wil van Yahweh en nie ons wil nie. Nou luister wat sê die woord in Spreuke 3 vers 5 tot 8. Hy sê, vertrou op Yahweh met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Wat beteken dit? Dit beteken, my wil loop voor. Dit beteken, ek sal dit doen in my manier. My wil loop voor. Want jou hart is geconnect aan jou sielsarea. So vertrou op Yahweh met jou hele hart. Hoekom dink jy het Yeshua gesê, jy moet Yahweh lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag? Met jou hele verstand. Hoekom dink jy het Yeshua dit gesê? Want dit het alles te maak met jou sielsarea, dat jou sielsarea geconnect sal wees met die lewende God, heilig gemaak sal wees, en dat jy in lyn sal wees met hom. Maar as dit nie so is nie, dan loop jou emosies voor, jou hart loop rond, en almal is teen jou, en die wêreld is teen jou, en jy funksioneer in minderwaardigheid, en is jaloesie, en is bitterheid, en is onvergewensgesindheid, en dit gaan net verkeerd. En dan wonder ons, maar waar is God in ons lewe? En die probleem is nie die lewende God nie, die probleem is ons as mens. So vertrou op Yahweh met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, met ander woorde gees, siel en liggaam. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak, wees nie wys in jou eie oë nie, met ander woorde, moenie jou kop volg nie, moenie jou eie wil probeer afdwing nie. Vrees Yahweh en wyk af van die kwaad, dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. In ander woorde, as jy jou liggaam in lyn wil hê, wat moet jy doen? Jy moet jou sielsarea, moet jy in lyn bring. So jou wil, jou emosies, moet ondergeskik wees aan die wil van Yahweh ons Elohim. Hier sê die woord dit, ouens, moenie wys wees in jou eie oë nie. Jy moet 'n vrees hê vir Yahweh. Wat beteken dit om Yahweh te vrees? Dit beteken, ek het respekvolle liefde teenoor hom.
respekvolle liefde. Dis wat dit beteken. Sê en wyk af van die kwaad en dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. So as jy genesing wil hê en jou liggaam is nie in lyn nie, weet jy wat moet jy doen? Kry jou gees, kry jou siel in lyn en weet jy wat? Dan spoed dit uit in die liggaam en dan word jou liggaam gesond. Maar as jou sielsarea nie reg is nie, dan spoel dit ook uit in die liggaam en dan word jy siek. En dis hoekom soveel mense siek is vanweer die feit dat hulle in hulle sielsarea nie in lyn is nie. En daar's woede uitbarstings. En mense lewe met minderwaardigheid. En hulle is so met angs en vrees belaai en dan maande na maande hardloop hulle dokter toe en dan kom hulle by die dokter, ek het hierdie simptome. En wat doen die dokter? Hy skryf vir jou 'n voorskrif voor en hy gee vir jou pilletjies, daar gaan jy, nou drink jy 'n klomp pille en nou voel jy beter, maar nou is jy chemies beheer in steede daarvan om geesbeheer te wees. So wat gebeur? Dis eintlik 'n bose kringloop. En daai medikasie het baie keer neeweffekte en dit maak jou sieker en jy kry net nie oorwinning in jou sielsarea nie en jy wonder maar hoekom raak dit erger? Ek bid dan vir genesing. Okay, maar hoekom genees Vader nie? Want jy as mens kom nie jou verantwoordelikheid na nie. Hier sê die woord, ouens, as jy jou lewe in lyn bring, weet jy wat gaan gebeur? Dan gaan genesing kom in jou liggaam. Die woord sê dit. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 17 en die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van Elohim doen, bly vir ewig. So wat moet ons doen as mens? Dis eintlik baie eenvoudig. Ons moet sy wil uitvoer. So my wil kan nie meer voorloop nie. My wil moet ondergeskik gestel word aan die wil van Jahwe. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Werp al julle bekommernisse op hom. So hoekom het jy angs? Hoekom het jy stres? Hoekom het jy vrees? Die woord sê werp al jou bekommernisse op hom. Is dit maklik? Nee. Ek is eerlik genoeg om dit te sê, dis nie maklik nie, want hierdie wêreld druk ons en hierdie wêreld kom met omstandighede en daar's soveel druk op ons lewe, maar die opdrag is werp al jou bekommernis op hom. So met ander woorde, moenie meer jou naels skou en jou hare uit jou kop uit wil ruk nie. Kom in lyn, kry jou geestelike lewe, jou sielsarea in lyn en werp al jou bekommernis op hom, want op die ou ende van die dag, wie sorg vir jou? Die lewende God. Daar is niks wat jy het, wat jy nie van hom af ontvang het. Niks. Niks nie. Spreuke 16 vers 32, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheer, as een wat 'n stad inneem. In ander woorde, ek moet toelaat, en ek moet werk daaraan, om my gees, my emosie, onder beheer te hou. Dis my verantwoordelikheid. So hoekom word jy kwaad as jy dan weer die taxi gaan vir jou? Hoekom word jy kwaad? Hoekom word jy kwaad as jy dan weet hulle gaan dit doen? Want ons word kwaad en ons soek 'n uitlaat, iewerste in ons lewe moet daar 'n uitlaat wees, sodat die omstandighede en die dinge waardeur ons gaan, uitgelaat kan word. Weet jy wat is die beste manier? Gaan bid en gaan worship. Halleluja! As jy iets beters nodig het, man, gaan hardloop om die blok. Gaan spring so 'n bietjie rond en vat sommer 'n springtou en spring so 'n bietjie en kry daai stres uit jou lewe uit. Weet jy waarom kom jou liggaam sommer in lyn? So maklik soos dit, kry vir jou 'n uitlaat dat hierdie goed sal uitwoed uit jou lewe uit, nie op die verkeerde manier nie, maar op die regte manier. Want ek en jy moet lankmoedig wees, want wat is lankmoedigheid? Dis 'n eienskap van die vrug van die Gees. So die eienskap van die vrug van die Gees moet in ons sielsarea wees. Dit moet dit alles onder beheer plaas. Maar as jy bid vir geduld en jy bid vir lankmoedigheid en jy bid dat jy nie sal kwaad word nie, waar lê die probleem dan? Want as jy bid daarvoor, maar jy struikel elke keer daaraan. Waar lê die probleem? Lê die probleem dat Vader nie jou gebed antwoord nie? Nee, die probleem lê in jou sielsarea. En as jy jou sielsarea onder beheer kry, weet jy wat gaan dan gebeur? Dan gaan die vrug van die Gees gaan in jou lewe kan manifesteer. Halleluja! So met ander woorde, mense, jy moet jouself begin dissiplineer. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid.
En eintlik kan jy nie bid vir meer liefde nie, jy kan nie bid vir lankmoedigheid nie, jy kan nie bid vir geduld nie. Dit is goed wat jy in jou sielsarea eers moet uitsorteer, sodat die gees van Jahwe, die vrug, die eienskappe van die vrug, in jou lewe kan manifesteer. En dit bring my by die derde punt, en dis dissipline oor jou liggaam. Dissipline oor jou liggaam. So die liggaam is van kardinale belang. En ek en jy as mens moet besef, ons is 'n drielerige mens, gees, siel en liggaam. En baie mense is so gefokus net op hulle geestelike lewe. En hulle skep die sielsarea af en dis hoekom hulle geestelike lewe solo. Want die sielsarea trek dit af. En baie mense is so gefokus net op die gees en die sielsarea, maar vergeet die liggaam. En baie mense doen aan die liggaam net wat hulle wil, maar hier sê die woord, in 1 Korintiërs 9 vers 27, ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar. Wat beteken dit om my liggaam te kastei? Dit beteken, ek kry my liggaam onder beheer. Kry my liggaam onder beheer. Want ons baie keer wat jy 2 in die môre wakker word, en dan voel jy maar, hoorie so, ek gaan nie nou opstaan, en jy trek die kombers oor jou kop, waar jy eintlik 2 die môre wat jy eintlik moes opstaan, en jy moes gaan bid. En jy moes in lyn gekom het, en jy moes tyd gespandeer het met Vader. Daar's baie kere wat daar dinge gebeur in jou lewe, wat jy jou liggaam moet inrig en diensbaar maak vir die lewende God. Daar's baie keer wat ek 2 in die môre, 3 in die môre wakker word, en weet jy, die grootste toets kom baie keer in die winter, want dit is koud, en is nie lekker om op te staan nie, en ek verstaan dit, maar ons as mens moet dit doen. So ek moet my liggaam, moet ek diensbaar maak, vir wat? Vir die skepper van hemel en aarde. Ek moet my liggaam diensbaar maak. So dit gaan nie net oor my gees nie, dit gaan nie net oor my sielsarea nie, dit gaan ook oor my liggaam. Nou sê Romeine hoofstuk 8 vers 13, hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Wat is die werke van die liggaam? Dis dan natuurlik sonde en ongeregtigheid, want dit funksioneer deur die liggaam. Mense, daar is 3 areas waardeur ons natuurlik sondig. Ons sondig in ons gedagtepatroon, heel eerste, dan ons mond, dan sê ons goed wat verkeerd is, en dan ons aksies. Ons aksies word deurgevoer in ons liggaam. Dis die 3 areas waar ek en jy sondig. Dis ook die 3 areas wat die gees van God deur jou wil funksioneer. Daar is 9 gawes van Heilige Gees, ingedeel in 3 kategorieë. Daar's 3 gedagtegawes, daar's 3 spraakgawes, daar's 3 aksiegawes. So kan jy sien hoe die vyand jou wil besoedel in jou liggaam deur hierdie 3 kanale, is jou gedagtes, jou woorde en jou werke, hoe die vyand jou wil besoedel sodat die werking van Heilige Gees nie deur jou kan funksioneer nie. Dis hartseer en mense val daarin elke keer. So, want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe, maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Halleluja. En ek en jy moet lewe in die Gees. Mense, ons moet triomfeer. Ons moet oorwinning behaal. Daar is 'n beter lewe vir my en jou as wat ons huidiglik het. As jy nie tevrede is met jou geestelike lewe nie, as jy nie tevrede is nie, wie se skuld is dit? Joune. As jy nie gelukkig is in die posisie waar jy is nie, wie se skuld is dit? Joune. As jy ongelukkig is oor jou sielsarea en waardeur jy gaan op 'n daaglikse basis en dit wat jy moet deurgaan, wie se skuld is dit? Joune. So jy moet verantwoordelikheid vat. Mense, die enigste een wat jou kan uithaal en jou oorwinning kom gee, is jy self as mens wat die bereidwilligheid het om te sê, Vader, ek wil nader na U. Ek wil my lewe verander, ek wil my gedagtepatroon verander. Ek wil my liggaam in lyn kry. En weet jy wat gebeur dan? Dan ontmoet Vader jou en hy gee vir jou die oorwinning wat jy nodig het. Romeine 7 vers 18. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Met ander woorde, die vlees is die grootste probleem in ons lewe. So ek moet my liggaam
moet ek ook ondergeskik stel aan die wil van Jahwe. Kolossense 3 vers 5, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. En die woord sê ook in die boek van Kolossense, hy sê bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op hierdie aarde is. Met ander woorde, my gedagtepatroon moet in lyn kom, want dit wat my gedagtepatroon bedink, dis die rigting wat in my lewe gaan beweeg. En dis wat gaan uitspoel in my liggaam. So ek moet alles wat in my liggaam wil manifesteer, moet ek doodmaak. My lewe moet in lyn kom, gees, siel en liggaam. So ons het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om na ons liggaam te kyk. Dit is 'n verantwoordelikheid, mense. So nie om jou liggaam te verafgod nie, om na jou liggaam te kyk. Dis jou verantwoordelikheid. En ek en jy moet in geregtigheid wandel volgens die gees, siel en liggaam. Baie mense vergeet die liggaam. Mense, jy het 'n verantwoordelikheid om na jou liggaam te kyk. En weer eens, ek sê dit, nie om na jou liggaam te verafgod nie. Ek sien, daar's soveel mense wat hulle liggaam verafgod. Maar jy moet na jou liggaam kyk, is jou verantwoordelikheid. Jy het net een liggaam. Jy het net een liggaam. En jy kry hom van geboorte tot waar jy afsterwe. Jy het net een liggaam. En luister wat sê die woord, en baie mense vergeet van hierdie gedeelte in die woord. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van Heilige Gees wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik Elohim dan in julle liggaam en in julle gees wat aan Elohim behoort. Nou, hier is 'n baie belangrike gedeelte. Hoekom dink jy is daar so groot aanslag op die menslike liggaam vandag? Want kyk wat gebeur. Die afgelope klompie jare, kom ons sê nou maar 50, 60 jaar, is daar 'n verandering in die manier hoe mense eet. Daar's 'n verandering in die kos, hoe dit geproduseer word. Want die vyand se aanval is op die liggaam. Want as hy die liggaam kan siek maak, wat gebeur dan? Dan hardloop jy dokter toe, dan word die mens chemies beheer, daai pille het dan verdere neeweffek op jou liggaam, en ek sê nie dat alle dokters is verkeerd nie, en ek sê nie dat alle medikasie is verkeerd nie, maar ons kan nie permanent chemies beheer word. En die oomblik as dit gebeur, en jy word afgebreek in jou liggaam, en die voedsel wat jy kry, en die gewoontes wat daar is, deur die drank en die sigarette, en is al die slegte gewoontes wat in hierdie wêreld is, en dan sê mense, dis okay, dan staan pastore van 'n platform af, wat sê, man, dis okay om te drink, moet net nie dronk word nie. Okay, waar bring ek daai perspektief in? Hoe kom ek by daai bepaling? Nee, dis okay, jy kan maar drink, moet dit net nie oordoen nie, moet net nie dronk word nie. Okay, so vir een persoon, nou luister gou baie mooi, vir een persoon is 1 bier, maak hom dronk, vir 'n ander persoon 20 biere, maak hom nie dronk nie. So, wat is nou die bepaling? Wat is nou die regte woord wat ons nou moet inbring? So, jy kan hom maar drink, moet net nie dronk word nie. So, vir een persoon is dit 1 bier, en vir 'n ander persoon is dit 20 biere, so, ek meen, regtig? Mense, die woord is baie duidelik, want hulle het navorsing gedoen, hulle het al die studies gedoen, met betrekking tot alkohol, daar is geen hoeveelheid alkohol, wat die mens kan gebruik, wat voordelig is in sy liggaam nie. Geen. Die oomblik wanneer die eerste slukkie van alkohol geneem word, of dit nou wyn is, of dit nou bier is, of dit nou sterk drank is, wat dit ook al is, die oomblik wanneer die eerste slukkie alkohol geneem word in die liggaam, is hy besig om jou liggaam te beskadig en af te breek. Hy val die selle aan. Dis sy werk. Daar's geen hoeveelheid alkohol wat jy kan gebruik wat voordelig is vir jou liggaam nie. Geen. En daarom sê die woord, ouens, ons liggame is 'n tempel van Heilige Gees. So as jou liggaam 'n tempel is van Heilige Gees, moet jy hom oppas. Jy moet kyk wat jy in jou liggaam inbring, jy moet kyk waarmee jy besig is, jy moet kyk wat jy doen in terme van jou liggaam, jy moet kyk om jou liggaam in toom te hou, dis jou verantwoordelikheid.
om jou liggaam gesond te hou. En baie belangrik, luister wat sê hierdie woord. Hy sê, ons ontvang dit van Elohim, en hy sê in hierdie tweede gedeelte, hy sê, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, deur wat? Deur die bloed van Yeshua. Verheerlik Elohim dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan Elohim behoort. So aan wie behoort jy? Jy behoort aan Yahweh. Hierdie liggaam behoort nie aan my nie, so ek kan nie met my liggaam maak wat ek wil nie. So baie belangrik, verheerlik Elohim in julle liggaam. Hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek dit doen? Want hier kom die woord en hy gee dit vir ons so mooi. Dis die rede hoekom ons liggaam moet oppas. So ek kan nie inneem in my liggaam wat ek wil nie. So dis hoekom Vader in sy woord sekere dinge vir ons kom plaas het, wat ons mag eet en wat ons nie mag eet nie. Hy het vir ons gesê wat ons nie mag doen teenoor ons liggaam nie. Hy het vir ons duidelik kom sê hoe ons moet funksioneer en dat ons Yahweh moet verheerlik in ons liggaam. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Messias verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Deur wat? Deur die liggaam. En Vader gaan kyk wat jy in die liggaam verrig het. Hy gaan nie kyk na hoeveel Bybelstudie jy gedoen het nie, hoe jou geestelike lewe gegroei het nie. Hy gaan jou nie oordeel volgens dit nie. Hy gaan jou nie oordeel volgens hoeveel ure jy in 'n dag gebid het nie. En die geestelike koneksie wat jy gehad het met hom nie. Jy gaan voor die regterstoel van Messias verskyn om geoordeel te word of om die loon te ontvang vir wat jy gedoen het in die liggaam. Maak so 'n bietjie die gedagte so 'n bietjie anders te oop, nê? Volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is, in die liggaam. So ons blameer die duiwel so vinnig vir baie dinge wat met betrekking tot ons liggaam, veral wanneer ons siek word. Maar ons is die oorsaak van baie van die kwale en siektes in ons eie liggaam. Want nou eet jy sekere goed en jy het 'n oormate van daardie dinge wat jy eet of jy drink sekere goed en dan eindig jy op met 'n siekte of jy kom by die dokter en jy sê dokter, ek voel net nie goed nie. Dokter, hierdie goed gebeur met my. En dan gee die dokter vir jou 'n voorskrif, nou moet jy pilletjies drink, maar die oorsaak word nooit gehanteer nie. Hou op om sekere goed te eet. Hou op om sekere goed te drink. Hou op om sekere goed te doen teenoor jou liggaam. Hou op om sekere optrede te hê in terme van jou liggaam, want ons maak ons eie liggaam siek. En dan kry ek dit. Nou moet ek gaan bid vir 'n persoon, hy lê op sterwe, hy kan nie asemhaal nie, nou moet ek vir hierdie persoon gaan bid. En nou praat ek met hom, ek sê, hoor hierso, wat gaan aan met jou? Nee, pastoor, ek het emfyseem. Okay, hoekom het jy emfyseem? Want ek het vir 30 jaar in my lewe gerook. Nou moet ek vir hom gaan bid. Dan dink ek, regtig? So vir 30 jaar doen jy dinge wat jou liggaam benadeel, en nou ewe skielik moet Vader ingryp. Nou ewe skielik moet Vader jou kom genees, nadat jy vir 30 jaar jou eie liggaam kom benadeel het. En dan blameer ons die duiwel. Die duiwel val my aan. Nee, dis nie die duiwel nie, dis ons as mens. Dis ons as mens. Kyk, Yahweh kan jou vergewe vir al jou sonde. Hy kan jou vergewe, maar jou liggaam kan jou nooit vergewe. Dis hoekom jy wyse besluite moet maak. Dis hoekom jy dissipline moet hê in terme van jou gees, siel en liggaam. Dissipline beteken gehoorsaamheid. Dis wat dit beteken. Dissipline beteken gehoorsaamheid in jou totale lewenswandel, in jou gees, in jou siel en in jou liggaam. En weet jy wie se verantwoordelikheid is? Is dit? Dis joune. Mense, ek wil hierdie aan jou kom oordra het vandag, sodat jy kan besef, my gees, my siel en my liggaam moet absoluut gedissiplineerd wees. En is my verantwoordelikheid om seker te maak, dat ek dien Vader in gees en in waarheid, dat my emosionele toestand loop nie met my voor nie, dat my sielsarea en my wil en my emosies is ondergeskik gestel aan die wil van Yahweh. Met ander woorde, my gees is voor, my wil en my emosies, my sielsarea loop agter. En dan kom my liggaam in lyn, en as daar enige siekte is in jou liggaam, soos wat die woord verklaar, dan sal daar genesing in jou liggaam kom.
En dis my verantwoordelikheid, so as ek die dissipline toepas, en ek kom in gehoorsaamheid, dan kom ek in gehoorsaamheid in my totale lewenswandel, gees, siel en liggaam. So mense, ek wil saam met jou bid vandag, en ek wil Vader vra om jou te help, om jou te lei, om jou te versterk, dat jy absoluut gedissiplineerd sal wees. En daar waar jy is, kom ons vereer hom, kom ons kom in sy teenwoordigheid, en ons vereer die lewende God vanmôre. Halleluja. Vader, dankie. Ek eer u en ek loof u en ek prys u vandag, Vader, vir hierdie woord, en dat ons in u teenwoordigheid kon inbeweeg vandag, met die wete, dat ons as mens moet gedissiplineerd wees. Vader, u plaas die verantwoordelikheid op ons. Vader, dit is werklik waar ons verantwoordelikheid in elke area van ons lewe, gees, siel en liggaam, om gedissiplineerd te wees. Vader, u wil hê dat ons in elke aspek van ons lewe absoluut sal wandel in die wil van Jahwe ons Elohim. Vader, ek bid vandag dat u ons sal help, sal lei en sal versterk. Vader, dat ons in alle aspekte, gees, siel en liggaam, die woord sal toepas in ons lewe, dat ons nie meer langer geaffekteer sal wees in ons sielsarea, en toelaat dat ons emosies met ons weghardloop nie. Nee, Vader, dat ons gedissiplineerd sal wees. Vader, dat ons geestelik gedissiplineerd sal wees, om elke môre op te staan, om Vader, die lewende God te aanbid in gees en in waarheid, en om 'n verhouding te hê met Yeshua. En Vader, my gebed is dat ons ook ons liggaam in lyn sal kry. Vader, want verbetering in ons lewe hang alles van ons af. Vader, verbetering in ons geestelike lewe hang van ons af. Verbetering in ons sielsarea hang van ons af. En verbetering in ons liggaam, Vader, hang van ons af. En ek bid vandag, Vader, dat ons dieselfde agting sal hê in ons geestelike lewe, in ons sielsarea en in ons liggaam, sodat ons in alle aspekte u naam sal vereer en verheerlik. En dis my gebed, Vader, en my uitroepe vandag in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek eer Abba Vader vir hierdie woord, en mag dit jou aanspoor om te verbeter in jou gees, siel en liggaam. Nou ja, jy moet 'n wonderlike geseënde dag hê. Dis Shabbat, eer Abba, geniet sy teenwoordigheid en wees geseënd. Goed gaan, shalom.